Woord van die Here spreek vanoggend tot ons uit 'n baie bekende boek, die hoofstuk en die woord van die Here uit, en dit is Efesiërs 2. Paulus bevind homself daar in die tronk en hy skryf van die gemeente in Efese, hierdie baie kosbare boek. As 'n mens die gereformeerde leer, Bybelse leer wil verstaan, is dit een van die boeke wat 'n mens werklik in diepte kan bestudeer, want as 'n mens gaan kyk na daardie 6 hoofstukke, dan begin dit by die uitverkiesing en eindig met die wapenrusting van God. En die wapenrusting word in ons geopenbaar na die pligte van 'n huwelik en na die pligte van 'n huisgesin. As 'n mens gaan kyk, Efesiërs openbaar in ons die skrif waarhede van die uitverkiesing van voor die begin af tot en met die voorbereiding wat ons betref vir die eindtyd. En maar ons dan daarom ook deur die woord en die gees vanoggend gelei word, dat ons ook sal hoor wat die Here vir ons sê, dit sal glo, dit in ons harte sal opskryf, en ook die belangrikheid van die hemelvaart sal erken. In geval saam lees Efesiërs 2, baie bekende gedeelte, en as ons dit klaar gelees het, dan sal ons saam verenig in gebed. Kom ons lees, luister saam, die woord van die Here vanuit Efesiërs 2. Julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lug, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, hoe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. En ons was van nature kinders van die toorn, net soos ook die ander. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak het saam met Christus. Uit genade is julle gered, en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat hy in die eeuwe wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered deur die geloof, dit nie uit julle self nie. Dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Tot sover die woord van die Here. Kom ons verenig saam in gebed. Ons almagtige God en hemelse Vader, saam met die engele kore kan ons nie anders nie as om op hierdie oggend uit te basyn van opgewondenheid, heilig, 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 die Here van die leerskare. U is die enige ware lewende God, daar is niks en niemand soos U nie. Die naam bo alle name, God uit God, lig uit lig. En dit is vir ons 'n ongelooflike voorreg om ook vanoggend hier in die teenwoordigheid te mag wees, voor die aangesig te kan staan, en die Gees gelei te word, om ook U te aanbid, en U te loof, en U te prys, en U naam groot te maak, vir al die goeie gawes, vir al die goedheid en die guns, wat ons onverdien, uit die vaderlike hand uit ontvang. En dan raak ons ook emosioneel as ons net dink aan die onbeskryflike groot genade en liefde, wat U aan ons in die praktyk van die tydelike lewe geopenbaar het, toe U Seun Jesus Christus na hierdie wêreld toe gestuur het, die gestalte van 'n mens aan te neem, verneder te word van geboorte tot hy ook daar in die kruis gehang het en die graf neergelê, selfs met die opstanding. Verneder. Daarmee saam het hy ten bloede toe gestry vir ons sondes. En daardie toorn en daardie oordeel en daardie vloek van die sonde wat ons verdien en ook vandag nog verdien, op hom geneem. En wanneer ons die woord lees, dan weet ons
Die verhaal stop nie daar. Ons gaan aan met hierdie getuienis en aardse bediening van die Here Jesus Christus, waar hy ook geopenbaar het dat hy nou moet teruggaan na huis toe, opvaar na die hemel, om ook soos die profesie dit verkondig het, te gaan vervul die offer wat gebring moes word. Die lydende diensknegt wat die bloed van die sonde moet opvat na die Vader troon toe. Dat die Vader daardie troon, dat daardie offer sal aanvaar, dat ons die voorreg kan geniet van vrede, vreugde en ewige lewe. Dus as jy die skrifwaarhede wat ons troos, as ons selfs by 'n oop graf staan. 'n Oop graf staan van diegene vir wie ons so lief is en baie mis. Dis hierdie waarhede waarmee ons vanoggend besig is, wat ons in staat stel om hoop te hê, wat ons in staat stel om staande te bly, wat ons in staat stel om woord vir U te lewe. Spreek jy met elkeen van ons deur die woord vanoggend? Dat elkeen van ons hier vanoggend met geopende harte sal sit, geopende ore, en dat daar ontvanklikheid sal wees wat slegs deur die Gees bewerk kan word. En ek bid om so, Here, dat dit wat ons vanoggend hoor, dat ons dit sal verstaan. Ons vra ook dat U ons sal bind in die gesindheid van Jesus Christus, en dat ons ook so na onsself en na mekaar sal kyk en so sal lewe. En dan vra ons ook, Here, dat U oor die eie eer sal waak hou vanoggend, want ons mens is te swak, te klein en te nietig om U eer te verteenwoordig en selfs te verdedig. Geef ons oortredinge en ongeregtighede, laat ons ook terugdink in dit wat ons verkeerd doen, en deur die genade en deur die inwerking van Gees en woord, dat ons sal aandag gee dit oorwin. En U daardeur sal eer, ons goeie vrug sal dra. Jesus naam bid ons uit hierdie werking van die Gees. Amen. Nou geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, daar is oomblikke in die geskiedenis waar alles, selfs die lot van die mens verander word. Mens sien dit veral ook as ons die Bybel oopmaak en ons lees sommer baie vinnig in die Bybel van die sondeval daar in die tuin van Eden en hoe dit die lot van die mens verander het. As ons verder aan in die Bybel lees, dan sien ons ook daardie oomblik op Golgotha, met die kruisdood van Jesus Christus, hoe dit die lot van die mens verander het. En 'n paar dae later sien ons die wonderlike oomblik van die opstanding, wat ook 'n wonderlike verandering vir die lot van die mens gebring het. Maar hemelvaart is ook so 'n oomblik. Dis nie maar net bloot 'n afsluiting van Jesus se aardse bediening, wat hy hier gesê het en wat hy hier gedoen het nie. Nee, wanneer 'n mens kyk na die hemelvaart, kan ons nie anders nie as om te bely, dit is die kroon van die Here Jesus Christus se verlossingswerk. Dit is die kroon van waaroor die Bybel gaan, en dit is die kroon van die raadsplan van die lewende God vir jou en vir my. Maar tog leef ons in 'n wêreld waar hemelvaart hierdie dag baie stil geword het. Dit kompeteer eintlik met 'n klomp ander dae ook, as 'n mens net blik kyk na Kersfees wat baie emosie aktiveer in ons. En dan kan ons ook nie anders nie as om te dink aan Goeie Vrydag wat 'n stilte in ons aanwakker. Na Opstanding Sondag, Paasondag, dan is daar weer 'n vreugde wat geaktiveer word as ons herinner word dat die Here Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het en hy die dood oorwin, en daar is nou vir ons en ons geliefdes en die kinders van die Here 'n ewige lewe. Maar hemelvaart op ons Christelike op elke dag kalender, dit word maklik 'n vergete dag. 'n Dag wat min verstaan word. 'n Dag waaroor daar eintlik baie min gepraat word. 'n Dag wat dikwels sonder trane, sonder verwondering
en selfs ook sonder aanbidding verbygaan. Maar as hemelvaart nie gebeur het nie, sou daar nie vandag vrede in jou gewees het nie. Geen sekerheid, geen hoop, geen middelaar in die hemel nie, en geen een wat jou naam voor die Vader noem en dra nie. Dink net daaraan. Die Here Jesus Christus, die Seun van God, wat voorspel is as die lydende diensknegt, het nie maar net na hierdie aarde toe gekom om te ly nie, om verneder te word nie, om seer te kry nie. O nee, hy het ook gekom om weer op te vaar na die hemel, vir jou skuld, vir jou sonde, vir jou gebroke hart, vir jou nietige, sondige, menslike natuur, en uiteindelik ook vir jou ewige redding. Ja, vir jou ewige redding. Hy is gebore vir jou. Hy het in die stof van hierdie wêreld geloop en gelewe vir jou. Hy, die enige ware lewende God, het dors geword vir jou. Hy het gehuil en getreur vir jou. Hy het die sweep op sy rug gevoel vir jou. Hy het die spykers deur sy hande laat slaan vir jou. Hy het God verlatenheid daar op Golgotha gedra, beleef en ervaar vir jou. Hy het in die donker graf gelê, alleen vir jou. Hy het opgestaan vir jou. Hy het homself aan Thomas gewys vir jou, sodat selfs diegene wat getwyfel het, diegene wat nie geglo het wat nou sou gebeur het, dat hulle dit sal glo nie. En nou, op hierdie dag kom ons in die kerk by mekaar en ons hoor die Here Jesus Christus, dat al hierdie dinge wat ons genoem het, vir jou gedoen het, vaar ook nou op na die hemel toe, vir jou. Wanneer Paulus Efesiërs, en al Efesiërs 2 skryf, praat hy met mense wat dink dat hulle nie verlore is nie. Hulle dink hulle is redelik veilig. Hulle dink hulle is nie so skadelik of so verkeerd soos wat die ander mense of ander rondom hulle is nie. Hy praat met mense wat eers 'n bietjie moet leer hoe verlore hulle werklik is. Iemand wat 'n bietjie moet leer hoe sleg en sondig en swak daar binne in my is. En dis moeilik vir enige mens om te aanvaar, want diep binne in onsself betree ons gereeld die weg van die tollenaar, waar ons dink ons is daarom nie so sleg nie. Daar is daarom ook so 'n bietjie iets goeds in ons oor. Ons is daarom ook nou nie heeltemal verlore nie. Daar is daarom baie ander mense wat ons kan opnoem en ken, wat meer verlore is as ons. Ons ken vir Paulus, hy is nie iemand wat doekies omdraai nie, hy is nie iemand wat 'n grys area of 'n mate van neutrale grond betree nie. Hy is 'n man wat definitief nie probeer om vriende te maak nie, maar hy is definitief in die proses om God lewendig te hou en te maak in die lewens van mense. Paulus kom vernietig elke stukkie menslike trots daar in daardie gemeente, wanneer hy sê, ek gaan nie eers dit vir julle op 'n sagte manier stel nie. Julle was dood vanweë julle misdade en julle sonde. Paulus skryf nie vir hulle 'n brief en sê vir hulle, julle was swak nie, of half lewendig nie, of maar net geestelik siek nie. Paulus sê vir hulle, julle is dood. Dood. En daar is niks so magteloos soos 'n dooie mens nie. 'n Dooie mens kan homself nie ophelp nie. 'n Dooie mens kan nie bely nie, kan nie praat nie, kan nie gesels nie, kan nie doen nie. 'n Dooie mens kan nie eens asemhaal nie. 'n Dooie mens kan ook nie weer sy hart laat klop nie. En dis presies wat Paulus hier vir die gemeente sê. Hierdie gemeente wat dink hulle is nie verlore nie. Dis hoe julle voor God is. Dis hoe die mens voor God gelyk het. Sonder Christus is die mens verlore onder die oordeel van God, vasgevang in goddeloosheid en goddelose begeerlikhede en sonde.
Paulus kom leer vir die gemeente dat die mens kan homself nie verander nie. Die mens kan homself nie verbeter nie. Die mens kan maak nie saak watter goeie werke hy doen, daardie sondevlek van homself wegneem nie. Die mens kan nie sy skuld wegvat en die hemel oopmaak en vir homself toegang tot die enige ware lewende God bewerk nie. Dis asof Paulus dan verder gaan en sê, dis nie eens die ergste van alles, die gebrokenheid van die mens, die nietigheid van die mens, die swakheid van die mens, is nie vir hom die ergste nie. Die ergste is vir hom die heilige toorn van God oor sonde. Die heilige oordeel van God oor sonde, dat God die sonde so haat, dat hy die mens dood verklaar. Nie net tydelik nie, maar ewig dood. Dit is die verskriklike waarheid van Efesiërs 2, hierdie pragtige mooi gedeelte wat ons al baie kere in ons lewens ook aangehaal het en op terugval. Die mens is nie net ongelukkig sonder Jesus Christus nie. Die mens beleef nie maar net 'n mate van onvrede of ontevredenheid sonder Christus nie. Paulus stel dit baie duidelik en eintlik baie eenvoudig. Die mens is verlore sonder Christus. Maar ook in hierdie gedeelte daar vanaf vers 4 breek daar 'n lig deur, 'n wonderlike lig kan ons sê, soos wat 'n mens die sonstrale ervaar en beleef tydens 'n bewolkte dag, of wanneer daar 'n storm verby gegaan het en ewe skielik daar 'n rustigheid en 'n kalmte beleef word. Dit is waar daar die klein verskywing tot en met vers 4 nou vir ons geopenbaar word. En dan sê die gedeelte vir ons, maar God, asof Paulus hier die hele gemeente tot stilstand druk, en hy sê, maar God, wat ryk is, barmhartigheid, en daardie woorde, daardie spesifieke vers, daardie spesifieke oomblik, in die lees van daardie hoofstuk, verander alles. Nie, maar die mens het beter probeer, of as die mens nou dit doen, of as die mens nou dat doen nie, of as die mens nou luister nie, nie maar as die mens nou hulle lewe regryk nie, of as die mens nou reageer op dit wat ek sê nie, is asof Paulus 'n baie sterk standpunt inneem, hy sê, maar God, hoor mooi, maar God tree in waar die mens niks kan doen nie. God tree in waar die mens nie in staat is om te reageer en te wees nie. God kom na hierdie dooie mense toe en God buig af na hierdie verlore sondaars. God stuur sy seun, sy enigste seun na mense toe wat hom nie gesoek het nie, mense wat nie gevra het na hom nie, mense wat nie 'n behoefte het om in hulle lewens te hê nie. Stuur God sy seun. Nou hulle dit, ons nou daardie agtergrond het, is waar hemelvaart begin sin maak. Dan begin ons 'n bietjie meer te verstaan oor die plek van hemelvaart, want Jesus het net aarde toe gekom om jou ellende te sien en daarna te kyk nie, o nee, hy het gekom om dit volkome weg te neem. Volkome, tot in die hemel self. Baie mense, veral as mense in so 'n gesprek kom oor die hemelvaart en dit en dat, verstaan hemelvaart verkeerd. Hulle dink dat die Here Jesus Christus het nou sy werk klaar gemaak en hy het ons nou gered, hy het nou gedoen wat daar beloof is in die Ou Testament en toe bloot teruggegaan hemel toe asof sy dag se werk nou afgehandel is. Asof hy nou ver weg is en ons nou op ons eie kan aangaan. Hy het ons nou reeds al hierdie dinge gedoen wat ons genoem het. Hy het ons nou reeds gered. Ons beleef reeds sy genade. En nou is hy weg en nou kan ons maar doen wat ons wil en onsself besig hou met wat ons wil en dink wat ons wil en beplan wat ons wil. Hemelvaart beteken glad nie dat die Here Jesus Christus homself by jou onttrek het nie. Hemelvaart beteken inteendeel dat die Here Jesus Christus jou saam met hom in sy hart die hemel ingedraai het. Toe die Here Jesus Christus opgevaar het na die hemel toe, het hy nie opgehou verlosser wees nie. Het hy nie opgehou regter wees nie.
Het hy nie opgehou om jou saligmaker te wees nie? Nee, hy het sy werk op 'n nuwe manier begin uitvoer. Die kruis was die betaling gewees vir die sonde, die opstanding was die oorwinning en ons weet dit. Maar dit stop nie daar nie. Hemelvaart is die ingang van hierdie oorwinnaar in die troonkamer van die hemel. Hierdie een wat al hierdie dinge vir jou gedoen het. Hemelvaart kom bevestig aan ons. Hy het die troonkamer, die kamer van ewige beloning, ingegaan vir jou. Ons moet eintlik dit al verstaan vanuit die Ou Testamentiese voorbereiding of skadu van dit waarna toe dit heen wys as ons praat van die Ou Testamentiese hoëpriester. Hy het nie maar net die dier daar geslag en dan is die werk afgehandel en dan is die seremonie nou afgehandel. Nie, o nee. Hy moes die bloed, die allerheiligste ingeneem het. En daar voor God moes versoening bewerk word. Daar moes hy gepleit en gesmeek het namens die volk, namens hulle oortreding en hulle sonde. Dis presies. Daai beeld is presies wat die Here Jesus Christus doen. Hy vaar op daar na die hemel toe, daar na die Vader toe, met die getuienis van sy voltooide offer, met die merke van die kruis nog op hom, met die bewys van sy bloed vir jou nog aan sy lyf. Die getuienis van oorwinning, en nou staan hy voor die Vader. Dink net daaraan, hy staan nou voor die Vader. Vir jou. Ja, vir jou. Besef jy die troos daarvan, besef jy die grootheid en die belangrikheid van hierdie dag. Daar is vandag, nou op hierdie oomblik, ten spyte van wat in jou lewe aangaan, waarmee jy besig is, wat jy doen, beplan en dink, is daar iemand in die hemel wat jou naam noem, wat jou naam bepleit voor die Vader. Iemand wat jou swakheid verstaan, iemand wat jou sonde reeds gedra het, iemand wat nie skaam kry om jou sy kind te noem nie. Hemelvaart beteken, Jesus Christus leef nou vir jou in die teenwoordigheid van God. Hy dra jou op, God. As hemelvaart nie gebeur het nie, dan sou die evangelie onvoltooid gewees het. Want die werk van Christus moes nie net hier op aarde gebeur het nie, as dit net hier gestop het, was daar nie vir jou of my enige hoop of selfs troos nie. Dit moes na die troon van God toe geneem word, en dis waarom hemelvaart nie maar net 'n klein detail van die evangelie is nie, dis hoekom dit nie maar net so al terloops genoem word nie. Die Nuwe Testament draai daarom. Dis die heerlike bevestiging dat al hierdie werk, al hierdie moeite, al hierdie sweet, al hierdie vernedering, al die seer, al die werk van Christus aanvaar is. Dat die Vader tevrede is met die offer van sy seun en dat die skuld werklik betaal is. Die Here Jesus Christus opgevaar het in die hemel om ontvang as die oorwinnaar oor sonde, die dood en die Satan. Nou sit hy aan die regterhand van God, soos ons lees ook in vers 6, hy sit aan die regterhand van God, die bestuiging van die troon, die erkentenis van koningskap, nie moeg nie, nie verslaan nie, nie magteloos nie, hy het nie weggehardloop nie, hy is koning. Die een wat eers verneder is met die doringkroon op sy kop, dra nou die kroon van ewige heerlikheid en heerskappy en wie se koninkryk tot in ewigheid sal staan en nooit tot 'n einde sal kom nie. Die hande wat deurboor is, daardie hande wat gebloei het vir jou, regeer nou oor die hemel en die aarde en tog, die wonder en die troos van hemelvaart is hierdie koning, vergeet jou nie. Hy vergeet jou. Dis wat hemelvaart eintlik so diep en troosvol maak.
Jesus het jou nie agtergelaat nie, hy het nie van jou af weggegaan nie, hy het vooruit gegaan vir jou, hy tree nou in vir jou, hy pleit nou vir jou, en wanneer die Satan jou aankla voor die Vader troon, kyk wat doen hy, kyk wat doen sy, dan wys die Here Jesus Christus sy wonde, wanneer jou gewete jou veroordeel, dan staan Christus Jesus tussen jou en die sonde, die oordeel van God ook. Daarom is die hemelvaart 'n moed in jou lewe. Dit is nie 'n klein, onnuttige, nuttelose dag nie. Dit is die belangrikste dag op ons Christelike kalender. En alles anders sal tot niet verklaar gewees het, as daar nie 'n troonbestuiging was, en aanvaarding van daardie werk en offer nie. Hemelvaart is 'n moed in jou lewe, want jy het 'n middelaar nodig, jy ken jouself. Ons bevind onsself daagliks op die weg van hierdie mense wat Paulus aanspreek in Efesiërs. Jy het iemand nodig, jy kan sê wat jy wil. Jy het iemand nodig wat tussen jou en die lewende God staan. Niemand sal voor God staan en bly lewe, behalwe as hulle in Christus Jesus voor hom staan. Jy het iemand nodig wat jou naam dra, wanneer jy self eers die woorde het, om dit saam te vat. En daardie persoon is Jesus Christus. Maar wie is hy vir jou? Ek dink dis 'n vraag wat ons moet antwoord, want as jy weet wie Jesus vir jou is, dan begin hemelvaart ook baie dieper betekenis te hê. Want hy is nie die kind van Bethlehem nie. Hy is nie die gekruisigde op Golgotha nie. Hy is nie net die opgestane uit die graf uit nie. Hy is jou lewende hoë priester in die hemel, en hy leef vandag vir jou. Hy tree vir jou in, en hy dra vandag nog die merke van sy liefde vir jou. Die letsels is daar. Wanneer jy val, staan hy in vir jou. En wanneer jy twyfel, hou hy jou vas. En wanneer jy bang word vir die dood, dan kom troos hy jou met die wete dat die hemel is geopen. Hy het dit ook gemaak vir jou. Want hemelvaart vra ook iets van jou. Dit is altyd maklik om te preek daaroor en vir u te vertel wat het Jesus gedoen, wat hy deure moes maak. En soms raak ons emosioneel daaroor. Dit is nie altyd lekker om presies te hoor en te weet wat Jesus deure gemaak het nie, maar ons vind groot troos daarin. Dat hy al hierdie dinge vir jou en vir my gedoen het. Maar wat vra hemelvaart van jou? Hoe kan jy nog koud leef teenoor jou verlosser? Hoe kan jy nog halfhartig en laks wees in jou geloof? Hoe kan jy nog vasklou aan sonde en nie eens skuldig voel daaroor? As jy hoor dat Jesus Christus vir jou gegee het, vir jou gedoen het en jou syne gemaak het, maar daarsonder is jy dood. As Jesus Christus vandag in die hemel vir jou leef, dan moet jy vandag waarde vir hom leef. Nie om redding te verdien, of om redding daardeur te kry, maar uit dankbaarheid, want jy tot die besef gekom, hy het alles vir jou gedoen, uit genade, het hy jou verlore seun en dogter huis toegeneem. Jy behoort aan hom, jou lewe behoort aan hom, jou hart behoort aan hom, jou toekoms behoort aan hom, alles behoort aan hom. Leef dan tog net soos iemand wat duur gekoop is deur Jesus Christus. Leef soos iemand wat 'n duur prys van redding het. Jy moet dit nie goedkoop maak nie. Moet dit nie goedkoop maak nie. En ek sluit af. Hemelvaart is belangrik, want dit beteken Jesus Christus het nie halfpad opgehou nie. Hy het nie daar gestaan en na ons gekyk en gesê, wat is die nut? Om aan te gaan met hierdie berg is hulle so aanhou met hulle lewens nie. Hy het sy woord gegee en hy het sy woord gehou vir jou.
Sy werk is volkome afgehandel. Sy offer aanvaar, van die krib van Bethlehem tot by die troon van die Vader, loop daar een lyn van genade vir jou. Efesiërs 2 sê jy was dood, eintlik verdien ons die dood. Efesiërs 2 sê vir ons, jy was verlore, sonder hoop. Efesiërs 2 kom vertel vir ons, God het ingegaan. God het sy seun gestuur, en daardie seun het nie maar net aarde toe gekom, hy het ook teruggegaan die hemel toe as die ewige middelaar vir jou. Hy dra jou naam. Hy dra jou skuld. Hy dra die merke van jou kruis, wat jy verdien het. Hy pleit vir jou. Hy wag vir jou. Daarom op hierdie dag, kom ons kyk op na die hemel met geloof, dat ons verlosser leef. En omdat hy leef en opgevaar het, sal almal wat aan hom behoort, ook eendag saam met hom daar wees. Wat 'n vooruitsig. Amen. Kom ons dank. Almagtige God en Hemelse Vader, ons kan in hierdie gebed niks anders sê as net baie, baie dankie. Baie, baie jammer. Baie dankie vir dit wat U vir ons is en wat U vir ons kom doen het. Wat U vir ons nog steeds doen. Maar ook baie, baie jammer, Here, vir hoe ons reageer. Dit wat U gedoen het. En daarom bid ons dat ook vandag hierdie prediking reaksie sal ontlok by ons gelowiges en dat ons ook sal breek met daardie sondes en oortreding en dinge wat ons doen en sê, dat ons redding goedkoop gemaak het. Help ons, Here, om so te leef, dat ons nooit sal vergeet die dure prys wat die Vader moes betaal het in sy seun, sodat ons kan lewe. In Jesus naam bid ons uit deur die werking van die Gees.